Maar toe Christus gekom het as hoëpriester van die goeie dinge wat aangebreek het, het hy deur die groter en meer volmaakte tent, wat nie mensgemaak is nie, dit beteken nie aan hierdie skepping behoort nie, nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar met sy eie bloed, eens en vir altyd in die heiligdom ingegaan en ewige verlossing verkry. Want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n verskalf en die wat besmet is, besprinkel en reinig, sodat hulle liggame rein kan wees, hoeveel meer sal die bloed van Christus, wat deur die ewige Gees homself vlekkeloos aan God geoffer het, ons gewete reinig van nuttelose dade, om die lewende God te dien. Daarom is hy bemiddelaar van 'n nuwe verbond, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang, deurdat daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van oortredings en onder die eerste verbond. Nou, julle kan oplet tussen verskillende vertalings, gaan julle hoor verbond, testament, julle gaan dalk sinonieme hoor. Want waar daar 'n testament is dit noodsaaklik dat die dood van die een wat die testament opgestel het, bevestig word. Want 'n testament is ten opsigte van dooies geldig, aangesien dit nooit van krag is wanneer die een wat dit opgestel het nog lewe nie. Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed in werking gestel nie. Want nadat elke gebod soos in die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van bulkalwers en bokramme geneem saam met water, rooi wol en hyssop en die boekrol self en die hele volk besprinkel en gesê, hierdie is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Hy het net so ook die tent en al die voorwerpe vir die erediens met die bloed besprinkel. Volgens die wet word feitelik alles met bloed gereinig en sonder bloedvergieting vind vergifnis nie plaas nie. Dit was dus nodig dat die voorbeelde van die dinge wat in die hemel is hierdeur gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het immers nie in 'n mensgemaakte heiligdom ingegaan, 'n afbeelding van die ware een nie, maar in die hemel self, om nou ter wille van ons voor God se teenwoordigheid te verskyn. Dit was nie om homself telkens as offer aan te bied, soos die hoëpriester jaarliks in die heiligdom met 'n ander se bloed ingegaan het nie, want dan moes hy gereeld gelei het en van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy eenmalig verskyn met die volëinding van die tye om die sonde deur sy offer weg te neem. En soos dit vir mense bestem is om een keer te sterf en daarna kom die oordeel, so sal Christus ook nadat hy een keer as offer aangebied is om die sonde van baie te dra, 'n tweede keer verskyn, nie in verband met sonde nie, maar aan die wat gretig uitsien na hom om hulle te red. Nou, ek gaan nie tyd hê vir die hele gedeelte nie. Daai woorde verbond, testament. Testament is iets wat kinders verstaan. Toe my seentjie kleiner was en hy verstaan 'n testament beteken daar's goed ingeskryf wat jy kan erf. Toe begin hy al vir my en Salome vra wat gaan hy erf as ons doodgaan. Die gedeelte is eintlik voor die hand liggend, maar wat ek gaan doen is, hier's 'n baie belangrike agtergrond en ek gaan net vir julle iets daarvan skets. As julle van vers 11 na 13 sou gaan kyk en julle kan notas maak, ek gaan dit nou nie weer deurlees nie. Die ouens wat hierdie brief sou hoor, was die eerste lesers van daai tyd en die Hebreërskrywer skryf vir 'n groep Jode wat uit al daai Ou Testament gebruike uitkom. Met ander woorde, hierdie terme sou vir hulle baie eenvoudig wees. As ek en julle gaan koffie drink, dan praat ons nie oor dinge soos versoening of verbond of daai tipe. Ons gebruik nie altyd daai terme nie, maar vir hierdie ouens was dit so algemeen, hulle het elke dag daarvan gepraat. Hulle was gewoond daaraan dat een keer 'n jaar, as julle nou Levitikus en Exodus al deurgelees het, een keer 'n jaar kom die hele volk bymekaar en dis die groot dag van versoening. En dan het die hoëpriester, en ek gaan dit nou in 'n neutedop sê, dan het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan en daar was 'n klomp interessante dinge. Hy was onder andere met 'n tou vasgemaak met 'n lang wit kleed met klokkies, want as hy nie reg is voor God nie, dan straf God hom met die dood binne in die allerheiligste. Niemand mag daar ingaan om hom te gaan uithaal nie. Hulle het hom dan met die tou uitgetrek. Nou het hulle geweet hy's dood. Die klokkies het ophou raas. So hierdie was 'n groot dag in die geskiedenis van Israel gewees. Hulle het gesien hoe gaan hy in met die bloed en dan het hulle angstig gestaan en toe kyk totdat hy uitkom.
En dan het hulle God geloof en prys, want dan was dit 'n bewys dat God sy offer aanvaar het. Dis waaraan hierdie ouens gewoond was in daardie tyd. Kyk gou byvoorbeeld in Hebreërs 7 vers 27. In hoofstuk 7 vers 27 lees ons: Hy het nie die daaglikse verpligting om, net soos die hoëpriesters, eers ter wille van sy eie sondes offer te bring en daarna vir die volk nie, want dit het hy eens en vir altyd gedoen. So hierdie priester het jaarliks gedoen en hy self was maar vol sonde. Hy moes eers vir sy eie sonde offers bring en dan kon hy vir die volk offer. En so doen hulle dit jaar na jaar na jaar. Maar wat vir julle nou belangrik is, as julle vers 13 en 14 sou kyk, wat nou vanoggend baie belangrik is, die bloed van die offers in die Ou Testament, al daai honderde, duisende diere wat geslag is, kon nie regtig vergifnis vir een sonde in die Ou Testament bewerk nie. Die Hebreërskrywer sê dit het vooruitgewys, selfs die mense in die Ou Testament is gered op grond van Christus se dood. Daaroor is Hebreërs baie duidelik. Maar nou moet julle mooi verstaan, dit kon jou, kom ek stel dit vanoggend so, daai gebruik het jou ritueel gereinig, maar dit kon nie jou gewete reinig nie. Dis hoekom julle in Hebreërs 9 sal sien met Christus was daar ook 'n reiniging van die gewete. En dit was 'n tydelike ding gewees wat op iets ewig gewys het. Al daardie bloedoffers sou jou die heeltyd daaraan herinner dat ek het vergifnis nodig. Volgende jaar weer, ek het offers nodig. Die jaar daarna weer, ek het offers nodig. Die offers is 'n mooi prentjie van jou nood. Dis wat die offers in die Ou Testament is. Dis 'n baie goeie beeld van hoe groot jou nood is. En dan verduidelik die skrywer hoe al daai offers in die Ou Testament na Christus gewys het. Elke offer. Vers 23 sê dit was dus nodig dat die voorbeelde van die dinge wat in die hemel is hierdeur gereinig word, maar die hemelse dinge self sal deur beter offers as hierdie. Al die offers in die Ou Testament was afbeeldings van dit wat jy in Christus sien. Nou voor ek by ons teks kom by vers 27 en 28, kom ek probeer op 'n baie eenvoudige manier en dalk skiet my illustrasie regtig baie te kort, maar kom ek probeer iets daarvan verduidelik. Kyk byvoorbeeld in Hebreërs 8 vers 5. 8 vers 5 sê, hulle doen liturgiese diens vir 'n afbeelding en skadu van die hemelse. So maak 'n nota in jou gedagtes as jy die Ou Testament lees en jy lees Exodus en Levitikus, dan was daardie dinge afbeelding en 'n skaduwee van wat? Van wat in die hemel gebeur. In hoofstuk 10 vers 1. In 10 vers 1, omdat die wet dan 'n vooraf skadu bevat van die goeie dinge wat aan die kom is en nie die werklike vorm van die gebeure self nie. Kolossense leer ons dat al die feeste, die sabbate en al daai dinge was 'n skaduwee. Dan sê Kolossense, Paulus skryf vir die ouens in Kolosse, dit was 'n skadu, maar die liggaam behoort aan Christus. Nou hier's 'n oorvereenvoudigde illustrasie. As ons nou vanoggend die vrouens sou vra, wys ons gou julle trouringe. En ons kies nou vanoggend die vrou met die grootste ring, met die meeste steentjies en die meeste detail in. En ons sê vir daai vrou, weet jy, ek weet nie eers, ek ken nie ringe, ek ken nie eers diamante nie. Kom ons sê jou ring is 2 karat, ek dink dis groot. En 'n klomp steentjies in verskillende kleur gesteentes. En ons sê vir daai vrou, weet jy wat? Kom hou gou jou hand vir ons met jou trouring voor daai lig wat nou teen daai muur skyn. Wat gaan julle teen die muur sien? Skaduwee, dis wat julle gaan sien. Jy gaan heel waarskynlik kan sien dis haar hand. Jy gaan heel waarskynlik kan sien daar's 'n ring en as jy hom op 'n manier draai, gaan jy heel waarskynlik kan uitmaak hoe die ring lyk, hoe sy vorm is. Jy gaan redelik 'n paar dinge kan sien. Wat jy nie gaan kan sien nie. Jy gaan nie die kleur van die steentjies kan sien nie. Jy gaan nie die kleur van die ring kan sien nie. Jy gaan nie regtig kan sien hoe mooi die ring is nie. En die hele Kolossense en Hebreërs se punt is presies dit. Wanneer ons die Ou Testament lees, dan sien ons 'n skaduwee van Christus. Nou sê julle vir my, maar Janie, daai goed is in detail beskryf.
Daar is soveel bloed en soveel offers. Die tempel bestaan uit dinge van hierdie kleur en daai kleur en hierdie ryk stof en goud en al daai dinge. Dan sê ek vir julle, dit sê nog niks. Dit is soos 'n skaduwee. Nou as die skaduwee so volkleurig is en so in detail, hoe dink julle lyk die liggaam wat daai skaduwee skyn? Dis wat in Hebreërs gebeur. Met ander woorde, as die lig uit die hemel oor Christus skyn en dit sou op aarde skyn, dan sou jy daai kleure sien, rooi, fluweel, goud, silwer draadjies, spierwit. Dat dis hoe Christus se skaduwee lyk. En dit wys na iets wat groter is, die liggaam self. En die Hebreërs skrywer se punt is dit. Hy sê vir Jode in daardie tyd, julle wil teruggaan en nou weer begin offers bring. Julle wil weer feeste hou en offers bring. Julle mors julle tyd. Ons het nou die volle liggaam van Christus. En dit is die punt van hierdie hele brief in hierdie gedeelte. So ek hoop dit help julle so bietjie om te verstaan as hy hierdie skaduwee beelde gebruik. Daar is soveel offers en soveel dinge in die tempel, omdat daar soveel is om van Christus te wys. Dis in een sin wat dit is. Nou die ouens van hierdie brief se tyd wou terugval. Hulle het gehou van daai dinge. Nou sê hy vir hulle, weet julle wat? Daai ou is een keer per jaar kon hy vir 'n klein tydjie in die allerhoogste ingaan. Julle is dom. Ons glo in Christus wat vir ewig in die allerheiligste nou is en vir ons intree. Maar kom ons kom by vers 27 en 28 uit, dat ons saam die nagmaal kan gebruik. Vers 27 sê, en soos dit vir mense bestem is om een keer te sterf en daarna kom die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy een keer as offer aangebied is om die sonde van baie te dra, 'n tweede keer verskyn, nie in verband met sonde nie, maar aan die wat gretig uitsien na hom om hulle te red. Kom ons noem vanoggend dit. Kom ons noem hierdie gedeelte, jou dood, Jesus se dood en die nagmaal. Kom ons noem daai twee verse dit, jou dood, Jesus se dood en die nagmaal. Wie van julle weet van Winchester gewere? Ek onthou as my pa was baie lief vir westerns, cowboy flieks. En ek onthou dan praat hulle baie keer van 'n Winchester. Ek het altyd gedink is net daai geweer wat hier onder so oral en dan skiet hulle mekaar nou so vinnig. Wie van julle weet van Sarah Winchester se huis? Weet enigiemand iets van dit? Sarah Winchester was die vrou van William Winchester. Hy was die eienaar van hierdie geweermaatskappy gewees. Hy is in 1918 oorlede nadat hy baie siek geword het. Sy het skatryk geërf. As jy haar erfenis, as jy haar geld sou vat vandag in waarde, dan het sy R300 000 per dag gehad om te lewe. Dis hoe ryk sy geërf het in 1918. In daai tyd $1,000 per dag. Maar as jy nou die somme se maak en met inflasie en al die dinge, R300 000 per dag. Sy het op 'n stadium raad gekry van verkeerde vriende wat vir haar gesê het, jy gaan die skuld dra vir al die mense wat dood is deur jou man se gewere, deur hierdie klomp Winchesters. Sy gaan toe na 'n medium toe, dis hierdie mense wat kamstig met die dooies praat, en dan sy gaan toe na 'n medium toe, en sy wil weer met haar man praat, met William. En die medium, en julle kan oor dit gaan lees, die medium sê toe blykbaar vir haar, want sy is bang om dood te gaan, en die medium sê vir haar, jy sal lewe solank as wat jy jou huis bou. Sy gaan toe na 'n plek toe in Amerika en sy koop 'n huis wat 17 kamers het, maar wat nooit klaar gebou is nie. Nou, net vir interessantheid, maar gaan dit kort hou. Sy het aangehou bou aan daai huis tot sy 85 is en oorlede is. Daai huis het 150 kamers, 13 badkamers, 2000 deure, 47 kaggels en 10,000 vensters. Die huis is vandag 'n toeristaantreklikheid. Sy het soveel materiaal gehad, behalwe vir dit wat reeds gebou is, dat hulle vir nog 80 jaar aan daai huis sou kon gaan bou. Sy is toe dood op 85. En ek dink die rede is, as julle na Hebreërs 2 toe sou blaai, in Hebreërs 2 vers 14 staan daar dit geskrywe, aangesien die kinders dan menslike wesens is, het hy ook dieselfde geword, sodat hy deur sy dood 'n einde kon maak aan hom wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, en hy hulle kon bevry wat uit vrees vir die dood
deur hulle hele lewe beheer was deur slawerny. Die punt is dit, oor die algemeen het mense 'n vrees vir die dood. En dit was haar vrees gewees. En kom ons deel dit vanoggend in 3 op, kortliks iets oor elkeen, die rede vir jou dood, die rede vir Christus se dood en die rede vir die nagmaal. Die rede vir jou dood, die rede vir Christus se dood en die rede vir die nagmaal. Vers 27, die rede vir jou dood. En dis eintlik, die Engelse sal gesê, it's a no-brainer. Vers 27. En soos dit vir mense bestem is om eenmaal te sterwe. As ek die vraag se vra, hoekom moet jy doodgaan? Wat sou die antwoord wees? Want God het dit bestem. Klink dit reg? Dat God fisies vooruit bepaal het dat die mens moet sterf. Dis baie belangrik vanoggend. Ons word groot en ons leer ons kinders baie keer dat die dood iets natuurlik is wat natuurlik gebeur. Dis nie waar nie. Ek het dit al gesê, die ouens in evolusie probeer altyd uitvind waar kom lewe vandaan. Maar die een ding wat hulle nooit doen nie, is om te probeer uitvind waar kom dood vandaan. Daar is min dinge so onnatuurlik soos dood. Jy kan by 100 begrafnisse gewees het, jy gaan by elkeen in jou binneste voel, maar hierdie is nie reg nie. Hierdie is gebreek. Die dood is deur God bestem as gevolg van sonde. Die hele hoofstuk 9, die hele hoofstuk 8, dis as gevolg van sonde wat hierdie dinge gebeur het. Ek gaan 2 verse wys, as julle wil notas maak. Julle kan in Genesis 2 vers 17, onthou julle, as julle, vir Adam en Eva, as julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Dit sou nie so gewees het nie, maar as julle van daai boom eet. In Romeine het baie oor dit te sê, gaan net 2 versies lees, byvoorbeeld in Romeine hoofstuk 5. Kyk gou saam met my in Romeine hoofstuk 5, en as jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my, dat jy dit saam kan sien. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Romeine 6 vers 23, die baie bekende vers, want die loon van die sonde, die woord loon beteken jou betaling. Die betaling van sonde is die dood. Die dood is nie 'n natuurlike ding nie. Die dood het gekom as gevolg van sonde. Die dood is nie 'n natuurlike proses wat sommer maar net gebeur nie. Die dood is iets wat deur God vir elke een bestem is, want elke een is skuldig en elke een is 'n sondaar. Dis hoekom jy doodgaan. Jy gaan nie dood omdat dit die gang van die wêreld is nie. Ek en julle gaan dood as gevolg van sonde. Net iets interessant oor daai vers 27 in Hebreërs 9. Geen mens lewe 'n dag langer of 'n dag korter as wat God bestem het nie. Dis belangrik. Ek het al gehoor hoe daar vir ouers gesê is wat 'n kind in die dood af staan, die duiwel het jou kind gesteel. Dis nie waar nie. Eksodus en die hele Bybel is vol van dit. God is in beheer. Job en Job 1, die Here het gegee, die Here het geneem. Geen mens sal 'n dag vroeër of 'n dag later doodgaan as wat deur God bestem is nie. Maar dis nie al wat in daai vers is nie. Hy sê in vers 27, en soos dit vir die mens bestem is om een keer te sterf en daarna kom die oordeel. Nou, ek hoop julle vind hierdie so interessant soos ek. Daai woord vir oordeel in die Grieks, net ironies, die Griekse woord vir oordeel hier is die woord krisis. K-R-I-S-I-S. Nou, dit beteken nie krisis soos wat ons vandag krisis ken nie. Die woord krisis beteken 'n wettige besluit, 'n hof, 'n beslissing om veroordeel te word vir dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar julle verstaan die ironie daarin, dat as jy dood is, kom daar 'n oordeel en dit is 'n krisis. Dit is, julle sien, die krisis met die dood is nie die dood self nie. Dit is dit wat kom na die dood. Daar is iets finaal aan die dood, en nou moet julle mooi luister. Die finaliteit van die dood is nie omdat jy ophou bestaan nie. Die finaliteit van die dood is dat jy het nie meer 'n kans onder die genade van God om gered te word nie. Dis wat finaal is. Die dood is nie finaal
in die sin dat jy ophou gaan bestaan nie. Die dood is finaal in die sin dat jy dan voor die oordeel gaan staan. Daar bly vir jou dan niks anders meer oor nie. Die dood is finaal in die sin dat daar niks verder vir jou oorbly behalwe die oordeel nie. Ons het dit nou in Tessalonisense gesien, maar blaai nou Openbaring 20 toe. Ek het vir julle laas week, of kan ja, dink was laas Sondag in Tessalonisense gewys, dat wanneer Christus weer kom en hierdie oordeel, jy dit nie sal mis nie. As jy slaap, sal jy wakker gemaak word, en as jy dood is, sal jy opgewek word vir daardie dag. Openbaring 20 vers 11. En ek het ook 'n groot wit troon gesien met hom wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle te vind nie. Waartoe vlug jy as die aarde en die hemel alles verdwyn? Waartoe vlug jy dan? Nêrens. En ek het die dooies, die belangrikes en die geringes voor die troon sien staan en die boekrol is oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak. Dit is die een van die lewe. Die dooies is toe geoordeel op grond van die dinge wat in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade. Selfs die see het toe die dooies daaraan teruggegee en die dood en die doderyk het die dooies wat daarin was teruggegee. Elkeen is geoordeel volgens hulle dade. Toe is die dood en die doderyk in die poel van vuur gegooi. Dit is die tweede dood, die poel van vuur. Ek het vir julle gesê in Tessalonisense, wat ek en julle moet onthou, selfs die mense van Ninive gaan in die oordeel wees, Jesus het dit gesê, en die ouens van Sodom en Gomorra gaan daar wees. So al is jy 4000 jaar terug dood, gaan jy hierdie oordeel sien. So as die Hebreërskrywer sê, en daarna die oordeel, moet julle verstaan, dood is nie finaal, in die sin dat jy gaan ophou bestaan nie. Jy gaan doodgaan, jy is deur God bestem om te sterf. Dit is 'n gegewe. Jy kan daaraan niks maak nie. En dit is ook 'n gegewe daarna die oordeel. Ek en julle het nie die beheer oor dit nie. Hier is 'n toepassing of twee voor ek verder gaan. Reïnkarnasie, soos baie mense glo, jy gaan terugkom as iets anders, dis gemors. Daar's nie reïnkarnasie nie. Jy gaan nie terugkom as iets anders nie. Jy gaan dood en jy gaan oordeel toe. Jy is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Jy gaan sterf en jy gaan rekenskap gee van jou lewe. Tweedens, totale vernietiging is ook vals. Om soos die Jehova getuies te glo dat as jy nie gered is nie, gaan jy sterf en ophou bestaan. Die Engelse gebruik die woord total annihilation, is ook vals. Jy gaan bestaan vir ewigheid. Daar was 'n filosoof gewees met die naam Epicurus, hy het dit gesê, en hy was verkeerd. Hy sê, selfs dit wat soos die ergste boosheid vir ons lyk, is niks nie. Die dood is niks vir ons nie. Want solank as wat ek bestaan, is daar nie die dood nie, en solank as wat ek dood is, bestaan ek nie. En dis verkeerd. Jy gaan bestaan. Dit sou nogal vir my, kom ons sê ek was nie gered nie, kom ons sê ek's verlore. Dit sou nogal vir my bemoedigend gewees het as die dood finaal was, hoor, ek het dit al vir julle gesê. Ek is net eerlik met julle vanoggend. As ek die Here nie wou dien nie, ek wou lewe soos ek wil, en ek kan verstaan dat die dag as ek dood is, hou alles vir my op, dan het ek geen probleem gehad daarmee nie. Dit sou vir my eintlik 'n bemoediging gewees het. Maar dan lees jy 'n vers soos 9 vers 27, en soos dit vir mense bestem is om een keer te sterf en daarna die oordeel. En dit ontstel jou. Ek het in 2 Tessalonisense 1 vers 9 vir julle genoem, dat die Bybel praat nie van totale vernietiging nie, dit praat van ewige vernietiging, daar's 'n verskil. Jy word nie totaal uitgewis nie, jy word vir ewig uitgewis. Daar's 'n verskil in dit. Dis hoekom daar 'n ewige poel van vuur is. Daar was 'n komediant gewees 100 jaar terug, W.C. Fields. Hy was bekend daarvoor dat hy mense kon laat skaterlag, maar hy self was nooit gelukkig nie. Hy het blykbaar baie kwaai gedrink. Hy was 'n erkende ateïs, maar hy het 'n baie groot biblioteek vol boeke gehad. En aan die einde van sy lewe word dit vertel dat hy baie tyd spandeer het om Bybel te lees. En toe iemand hom eendag sien en vra, "Wat doen jy?" Toe antwoord W.C. Fields dit: "I'm looking for loopholes, my friend, looking for loopholes." Daar is nie skuiwergate uit die dood uit nie. Daar is nie skuiwergate van dit af weg nie. Daar's geen loopholes om dit vry te spring nie.
as die grootste krisis dan nie soseer die dood is nie, maar die oordeel daarna. En ek en julle kan nie die dood vryspring nie. Maar wat van die oordeel? En dis wat die Hebreërskrywer doen, en dis hoekom ons die nagmaal gebruik. Tweedens, die rede vir Jesus se dood en die gevolge daarvan. My en julle krisis is nie om dood te gaan nie, hoor. My en julle krisis is dit daarna. Vers 28. So sal Christus ook, nadat hy een keer as offer aangebied is, om die sonde van baie te dra, 'n tweede keer verskyn, nie in verband met die sonde nie, maar aan die wat gretig uitsien na hom, om hulle te red. As die mens bestem is om te sterf as gevolg van sy sonde, hier's 'n vraag. Ons gaan dood as gevolg van sonde. Noem vir my een sonde wat Jesus gedoen het, laat hy moes sterf. Want dieselfde taal word gebruik. Ek en jy is bestem om te sterf, en dan sê dit net so, is die Christus bestem om eenmaal te sterf. My en jou bestemming is as gevolg van sonde. Wat is sy bestemming? As offer. Hy is nie bestem as gevolg van sy sonde nie. Dit is 'n vrywillige bestemming van sy kant af. Hy lê sy lewe vrywillig af. Dis 'n bestemming as 'n offer. Die rede is hy het gesterf as 'n offer vir ons sondes. Hy het ons sondes op hom geneem. Weet jy wat is die mooiste woorde in die ou vertaling in daai vers? En dis wat vir my kosbaar is, om die sondes van baie weg te neem. Nou moet julle gou die logika volg van die stuk. Die krisis is nie die dood nie, die krisis is die oordeel, want jy gaan voor God staan met al jou sondes. So vers 28, wat dan van as jy voor God kan staan en daar is geen sonde nie? Dan sal ek en julle veilig wees. En dis presies wat Christus kom doen het. Om voor God te staan en jou sondes is weggeneem. Vers 26 doen dieselfde. Vers 26 sê, want dan moes hy gereeld gelei het en van die skeping van die wêreld af, maar nou het hy eenmalig verskyn met die volëinding van die tye om die sonde deur sy offer weg te neem. Gelowiges dan gaan nie in daai oordeel ingaan nie. Johannes 5 vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood in die lewe. Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis vanoggend belangrik. Hy kwalifiseer dit. Dis nie net om hier met jou mond te sê, ek is in Christus nie. Jou lewe wys dit. Jy wandel nie meer en luister na jou vlees, na dit wat jou so versoek. Jy gee nie toe en soek verskonings vir jou sonde nie. Jy wandel in die gees. Jy lewe nou, jou vrug wys dat jy gered is. Daai woorde om weg te doen is om te verwyder. Dis eintlik 'n wettiese term hierso. Dis om te verwyder omdat die prys reeds betaal is. God het dit nie net een kant geskuif nie, dit kon hy nie doen nie. Daar moes 'n prys betaal word om dit weg te neem. En Jesus Christus het daai prys betaal vir my en vir jou. Vir die gelowige dan, dis dan waar 1 Korintiërs 15 vir my en jou waar is. 1 Korintiërs 15 vers 54. Want ja, ons gaan nog steeds dood. Hoe verklaar ons dan nou? As Christus dit wegvat, hoekom gaan ons nog steeds dood en wat maak dit anders? 1 Korintiërs 15 daar aan die einde, vers 54. En wanneer hierdie verganklikheid, dis daai gegewe, hierdie liggaam wat gaan sterf, omgekleed met onverganklikheid en hierdie sterflikheid omgekleed met onsterflikheid, dan sal die woorde waar word wat geskryf is. Die dood is tot 'n einde gebring en die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Ek en jy gaan nog steeds 'n aardse dood sterf. Kom ons gebruik Bybelse terme. Ons gaan ontslaap. Maar ek en jy, en dit moet julle nou mooi volg, ek en jy gaan nie die dood sterf wat Jesus Christus gesterf het nie. Christus het 'n dood gesterf waarin hy die volle toorn van God vir jou sonde ervaar het. Daai dood gaan jy nie sterf nie. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 sê, doderyk, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel steek jou nie as jy dood gaan nie, hy het vir Christus gesteek. Dis die verskil.
Die dood hou vir ons nie meer 'n gevaar in nie. Want Jesus het 'n dood gesterf wat jy nooit gaan sterf nie. Jesus het 'n angel van die dood beleef wat jy nie gaan beleef nie. En my vraag vir julle vanoggend is jy seker jy is in hom? Is jy seker jy vertrou op Christus alleen vir jou verlossing? As ek jou vra, jy het 5 sekondes om my te antwoord, hoe weet jy jy's gered? En jou antwoord gaan sommer begin met, want ek lei 'n mooi lewe. Dan is jy nie in Christus nie. Want dan wil jy voor God staan met jou mooi lewe, en jou mooi lewe gaan vir jou nêrens bring nie, want reg deur die Bybel is jy so vol van sonde, dat selfs jou mooiste werke voor God soos vuil doeke is. Maar as jou eerste antwoord iets in die lyn is van Christus in my plek, dan verstaan jy dit. Jy gaan nie gered word oor jou lewe nie, jy gaan gered word oor sy volmaakte lewe. As ek jou kan vra, lewe jy nou deur die gees of deur jou vlees? As ek jou familie sou vra, jou vriende sou vra, jou mense by die werk, is hierdie ou wat soos Frank Sinatra aan die einde van sy lewe gaan sê, I did it my way? Of is hy die ou wat jy kan deur sy lewe sien, hy het berou oor sy lewe en hy wil al hoe meer lewe soos wat die Here van hom verwag. Hy soek nie verskonings vir sy sonde nie, hy haat dit en hy het 'n behaag om te doen wat die Here wil. Dis sy grootste begeerte. Wat sou jou kinders sê? Wat sou jou vrou of jou man sê? En wat sal jou vriende sê waar jy Vrydae-aande kuier? Lewe jy volgens jou vlees of lewe jy volgens jou gees? Wat wys jou mond? Wat wys jou humeur? Waar volgens lewe jy? Nou moet jy onthou, is nie daai dinge wat jou red nie. Jy wandel in die gees omdat jy gered is. Jy wandel nie in die gees om gered te word nie. Philip Hughes het dit geskryf. To refuse the cross as the instrument of salvation is to choose it as the instrument of judgment. As jy vanoggend hier sit en jy verwerp die kruis as jou weg tot redding, dan kies jy moedswillig die kruis as die instrument van jou toorn. 2 Korintiërs hoofstuk 6. Paulus en die hele Nuwe Testament hamer op dit. 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2. En terwyl ons saamwerk, moedig ons julle ook aan, sodat julle nie te vergeefs die genade van God ontvang het nie. Want hy sê, op 'n geskikte tydstip het ek jou verhoor, en op 'n dag van verlossing het ek jou gehelp. Hoor nou wat sê Paulus vir hierdie gemeente. Kyk, nou is 'n baie geskikte tydstip. Kyk, nou is 'n dag van verlossing. Jy is bestem om te sterf en dit gaan finaal wees, want jy gaan nie weer 'n kans kry nie. Nou is 'n geskikte tyd om seker te maak, jy dien hom. Stap jy by daai deur uit en draai jy jou rug op hom, dan draai jy jou rug op die een wat jou regtig kan red. Dis wat jy doen. Die rede vir die nagmaal en die gevolge daarvan. Vers 28 sê, so sal Christus ook nadat hy een keer as offer aangebied is om die sonde van baie te dra, 'n tweede keer verskyn. Nie in verband met sonde nie, maar aan die wat gretig uitsien na hom om hulle te red. Met die nagmaal is dit nie elke keer, soos vir die Rooms-Katolieke Kerk geglo het, dan word die brood fisies sy liggaam en die wyn word fisies sy bloed nie. Die nagmaal herinner ons dat hy eenmaal gesterf het. Hy hoef nie herhaaldelik elke jaar of elke hoek al te sterf om vir jou vergifnis vir sondes te kry nie. Dis 'n baie groot ding in Hebreërs 9. Sy dood was genoeg vir al die sondes van die begin van die skepping af tot waar hy besluit om weer te kom. Jou sondes wat jy gepleeg het en jou sondes wat jy nog gaan pleeg, is reeds vergewe in dit wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het. Dit herinner aan die eenmaal wat hy gesterf het. Dit is die wat hom verwag tot saligheid volgens vers 28 wat saam die nagmaal gebruik. En luister gou mooi, die nagmaal is vir gelowiges. Die nagmaal is nie vir jou om in Christus in te kom nie. Jy gebruik nie die nagmaal om vergifnis te kry nie. Die nagmaal is jy is reeds in Christus. Dis vir weergebore kinders van die Here. Ek stem saam met hom Kobus. Jannie, wat maak julle as Baptiste Kerk met kinders? As jou kind, en dis die onus rus by die ouers, as jou kind verlossing reg kan verstaan en die nagmaal kan reg verstaan, en dis baie moeilik om ouderdom daaraan te koppel. Want op 6-7 jaar kan 'n kind die dinge nie regtig begryp nie, behalwe as dit 'n bonatuurlike werk van die Here is in redding.
Sommer jy kan nie ouderdom aan dit koppel nie, maar die nagmaal is vir hulle wat in Christus is. Maak seker jou kind lewe 'n lewe wat wys dat hy in Christus is, dat hy die nagmaal verstaan, die offerdood van Christus in sy plek verstaan. In die Ou Testament het die ouens buite gestaan en wag. Die volk het buite gewag, dan stap die hoëpriester in en dan sit hulle in spanning want hulle weet nie of God die offer gaan aanvaar nie. En as hy uitkom, dan bars hulle uit in lofsang, want God het die offer van die hoëpriester aanvaar. Nou kyk gou wat doen vers 28. Christus gaan 'n tweede keer verskyn. Waar is hy nou? In die allerheiligste, in die hemel, waar hy vir ons intree met wie se bloed? Nie die van bokke en stiere en ramme en goed nie, maar die van sy eie bloed. En dan gaan hy weer kom, en die vers sê dit, nie in verband met sonde nie, maar aan die wat gretig uitsien na hom, om hulle te red. Die nagmaal herinner ons aan dit. Die nagmaal herinner ons, want Jesus het gesê, gebruik dit, totdat ek weer kom. Dit gaan my en julle help, om bemoedig te word. Ons hoëpriester is in die hemel, in die ware heiligdom, ons wag om hom weer te sien, en dan word God se belofte van verlossing volkome voltrek. Daar is 3 areas in jou verlossing, en ons het nie tyd vir dit nie. Daar is die dag toe die Here jou red. Dan is daar God wat jou daagliks red, wat jou lewe al meer verander om soos Christus in te word. Progressiewe heiligmaking is die term. En dan is daar volkome verlossing, die dag as Christus kom en alles is voltrek en ons is by die Here in die hemel. Kom ek wys julle nog net een ding, en dan gaan ons dit saam gebruik. Vers 28 sê die woorde, om die sondes van baie weg te neem. Die woorde van Jesus weergalm in ons ore in Matteus 26 met die nagmaal, om die sondes van baie weg te neem. In Matteus 26 lees ons dit. Christus is saam met die disippels in die vertrek. Hy stel die nagmaal in, hy gebruik die Pasga as agtergrond en hy stel die nagmaal in en hy sê dit. Terwyl hulle eet, Matteus 26 vers 26, het Jesus brood geneem en die seën gevra en hy het dit gebreek en vir die disippels gegee en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Hulle sou dink aan die vlekkelose lam sonder gebrek, wat geslag was, hulle sou daaraan gedink het, wat hulle geëet het. Vers 27, en hy het die beker geneem en gedank en vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed van die verbond. Sien julle daai woord? Hebreërs 9 maak bitter baie van verbond, testament, verbond. 5 keer in 2 verse in hoofstuk 9. Dit is my bloed van die verbond, wat terwille van baie vergiet word vir vergewing van sondes. Dieselfde taal as in Hebreërs 9 vers 28. Almal gaan nie gered word nie. Dis nie die wat in Christus is. Net die wat deur hom gered is. Met die nagmaal dan herinner ek en julle onsself daaraan dat ons in Christus is en dat ons sien met verwagting uit na daardie dag wat hy weer gaan kom. Kom ek stel dit so. Iets wat my gehelp het in die week, Elsa het ook 'n vraag gestuur, maar kom ek antwoord dit in een sin. Ek het dit vir haar so gestuur ook. Christus gee nie vir my en jou die beker van oordeel om te drink, waarvan Jesaja aan ander plekke in die Bybel praat nie. Dis die beker van die grimmigheid van God. Dis die beker wat Christus gedrink het. Hy het die beker van oordeel gedrink. Ek en julle drink die beker van versoening, die beker van verlossing. Dis hoekom dit vir my persoonlik lekker is, dis net iets prakties, ek kan dit nie aan 'n vers koppel nie, dis hoekom dit vir my baie help. As ek daai druiwe sal drink, dan proe ek daai soet smaak, en ek het al in my gemoed vir die Here gesê, Here, ek verstaan nie hoe iets wat so bitter was, die dood van ons Here Jesus Christus, so soet in my mond mag smaak nie. Maar tog doen dit, want dis die beker van versoening. Ons drink nie 'n beker met wilde als en gif en bittergoed in, bitter krye nie. Ons drink 'n soet beker van versoening. Ons drink vandag die beker van verlossing.